Dit is vandag Vrydag 20 Maart. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag aan stil staan is Psalm 40 vers 1 tot 5, vers 9 tot 13 en 17 en 18. Ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Ek nooi jou uit om daar waar jy is 'n paar keer lekker diep asem te haal, om tot rus te kom. En wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Soos wat jou gedagtes tot rus kom, draai jouself na die Here toe, na die geskenk van sy teenwoordigheid. Raak bewus van hoe God soos 'n liefdevolle ouer langs jou kom staan en jou oorlaai met sy onvoorwaardelike liefde. Bid saam met my hierdie gebed. Here God, mag ek tydens my reis in lydenstyd bewus bly van dit wat afstand bring tussen my en U en tussen my en ander mense. Here, ek is in die versoeking om te vinnig te wil spring na Paasondag en sodoende die kruispad te verwaarloos. Ek wil die gelukkige einde hê, maar nie die nodige dood nie. Laat my sien wat in my moet sterf. Laat ek saam met U afsak in die digte donkerte. Laat die graf dan eers oopgaan soos 'n wond en vir ewig oop bly soos 'n fontein. Here, draai my na U, soos die seisoen besig is om te draai. Hier is ek luister. Psalm 40, 'n Psalm van Dawid. Ek het op die Here bly wag. Hy het na my afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my opgetrek uit die put van verderf, uit die modderige sluk. Hy het my voete op 'n rotsbank laat staan, my voetstappe vastigheid gegee. Hy het 'n nuwe lied in my mond gelê, 'n lofsang vir ons God. Baie sal dit sien en ontzag hê. Ja, hulle sal op die Here vertrou. Gelukkig is die mens wat sy vertroue in die Here stel. Vers 9. Wat U behaag, my God, wil ek graag doen. U wet is in my binneste. Ek het die goeie boodskap van geregtigheid gebring in 'n groot byeenkoms. Kyk, my lippe hou ek nie dig nie. U weet dit self, Here. U, Here, moet tog nie U ontferming van my weerhou nie. Laat die troue, liefde en waarheid my altyd veilig hou, want tallose gevare omring my. My sondeskuld het my ingehaal, sodat ek nie kan sien nie. Vers 17. Mag almal wat U soek, hulle verheug en in U bly wees. Mag hulle wat U verlossing liefhet, voortdurend sê, die Here is groot. Ek is magteloos en behoeftig, maar my Heer sal aan my dink. U is my hulp, my bevryder. My God, moenie talm nie. In hierdie gedig, hierdie gebed van Dawid, kom sit hy sy hart op die tafel. Mens hoor die eerlike worsteling wat hy het met die Here. En jy hoor ook dat hy weet hy kan vertrou op God se troue liefde. Watter woord of gedagte in hierdie Psalm het vandag met jou gepraat?
Dawid sê hy het op die Here gewag en hy het ervaar hoe die Here na hom toe buig en hom hoor. Ek dink meeste van ons ken hierdie wag, hierdie uitroep na God. En dis nie altyd mooi of geduldig nie, maar is met 'n knaande onrus in ons hart, half hoopvol, half twyfelend. En tog sê Dawid hier, U het my gehoor. En die Here hoor ons nie omdat ons wag reg is nie, of omdat ons die regte postuur inneem nie, maar omdat God se luister nie afhanklik is van my regte ingesteldheid nie. God se liefde luister, selfs wanneer ek stil is. Ek dink ons kan ook getuig van God wat ons uittrek uit die modderige sluk. Nie net wegneem uit die situasie nie, maar wegneem uit daardie plek waar ek weet ek kan weer begin glo. Alhoewel niks in my omstandighede verander nie, weet ek wie hou my vas. Dawid sê God sit sy voete op vaste grond. Maar vir ons voel dit nie elke dag so nie. Soms voel die grond nie so vas nie. Party dae gly ons. Party dae klink die nuwe lied in ons mond nie so nuut en mooi en hoopvol nie, maar meer soos 'n fluistering as 'n loflied. En tog is dit daar. Iets nuuts wat in ons hart ontkiem en wat God laat groei. Nie op grond van my prestasie nie, maar op grond van God se genade wat heeltyd aanhou werk, selfs wanneer ek moeg raak. Dink vir 'n oomblik na wat dit sal beteken om in hierdie oomblik te ervaar hoe jy wag op God. Kan jy jou voorstel dat die Here hom na jou toe draai, reageer op jou hulpgeroep, dalk soos Jesus na mense toe gedraai het, wanneer hy uitgeroep het na hom. Miskien het jy vandag hierdie woorde van Dawid gehoor en is daar dankbaarheid by jou oor die plek waar jy nou bevind. Of dalk is jy op die oomblik midde in hierdie verlate put van angs of vrees. Of dalk is jy vas in die modder van dit wat om jou gebeur en swaar op jou hart lê. Dan is dit dalk jy wat vandag uitroep na hulp. Ons almal ken hierdie verskillende soorte stories, die plekke waar ons bevind in ons reis saam met God. Veral daardie plekke van vaswees, van staknis, waar alles swaar en modderig voel. En ja, ons het stories of ons ken stories van 'n God wat ons uit daai oomblikke uithaal en ons red. Want God doen wat God doen. Hy gee weer vaste grond onder ons voete. Hy sit 'n nuwe lied in ons mond, maar dit is nie waar Psalm 40 stop nie. Die waarheid is die put kom weer en weer terug, in ander forme. Die nood hou nie op nie, en die behoefte aan redding raak nie minder nie. En dankie tog, in hierdie lewe raak God se getrouheid en sorg en teenwoordigheid nie minder nie. Die lewe van geloof is nie een groot oorwinning op die ander nie. Dit is letterlik modderig, 'n ritme van vasval, onthou, roep, getuig en weer roep. Ek dink dit is dalk hoekom Dawid praat van getuienis en hoekom dit so saak maak in ons lewe. Nie om ander te beïndruk met my stories van oorwinning nie, maar om myself te herinner, God het al, en God sal weer, en om juist te getuig waar ek steeds in die modder sit en wonder. Ons geloofslewe is 'n reis in afhanklikheid, waar ons met oop arms bly staan voor God. Dit verander nooit, maar dit alleen is ook nie die punt nie. Die punt is in alle omstandighede dink die Here aan my en aan jou. En vir vandag is dit genoeg rede om God weer te vertrou.
Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Ek sluit af met 'n gebed van Koos van der Merwe vir lydenstyd. Sal U my dra, o God, van treë en tye. Sal U my kom lei, o Heer, my skree, my sweye. Dit roep dat U sal bly. Bly in my verdwaaldheid, my honger en my nood, en bring U lewensbrood. O God van lig en lewe, sal U my leegheid vul. Ek dors na U groot vrede. Kom maak my storm stil, want U ken al my skadu's, my twyfel, al my vrae. Sal U my nooit verlaat nie. O Heer, sal U my dra. Amen.